die toekoms geopenbaar in die lig van Gods ewige woord. Ons het die studiereeks die toekoms geopenbaar, gebaseer op die woorde, daar staan geskrywe. Ons kom nou by die 4de lesing oor die Antichrist, wat desperaat die hele aarde in sy mag wil probeer kry, voordat Jesus terugkom. Kom ons vra God se seën terwyl ons studeer. Onse Here en onse God, ons oë is op U gevestig. Toon ons in hierdie studie wat U wil hê ons moet weet in hierdie onheilspellende dae. In Jesus naam, amen. Ons begin by Openbaring 13, die baie belangrike hoofstuk wat toekomstige wêreldgebeure aan ons openbaar. Dit handel oor 2 diere. 2 diere, die luiperdier uit die see en die lamshoringdier uit die aarde. Dit is hierdie 2 magte wat die laaste ultimatum van die Satan en sy handlangers teen God en sy kinders op aarde gaan slinger. En dan gaan hulle oor tot die finale oorlog. Die eerste dier kom uit die see. Ons het reeds gesien wie dit is. Dit is die mag wat die kinders van God vir 1260 jaar vervolg en doodgemaak het by die miljoene. In 1798 kry hy sy dodelike wond. In 1929 herstel die wond wonderbaarlik. En daarna, ons lees, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Openbaring 13, verse 11 en 12. Dit is baie duidelike woorde, hierdie is het nie. Hierdie tweede dier verskyn en gee aan die Vatikaan in Rome al sy mag terug wat hy in die donker eeuwe gehad het. En hy dwing die hele wêreld om aan die Romeinse gesag onderdanig te wees. Hier is iets van baie groot belang aan die gebeur. Ons moet hier fyn oplet. Wat gaan hierdie mag op die aarde doen? Dit gaan die hele wêreld dwing om aan die Katolieke Kerk gehoorsaam te wees in godsdienstsake. En as jy nie wil buig nie, dan sê die profesie, wag die doodsvonnis op jou. Jy sien, so bedrieglik is die Satan. Die Bybel sê, hy, die draak, gee aan die Romeinse hiërargie al sy mag. En as jy dus aan hierdie gesag onderdanig is jy in werklikheid aan die Satan onderdanig. As die hele wêreld nou gedwing word om aan Rome onderdanig te wees, dan regeer die Satan die mensdom soos hy dit wel in die middeleeue deur Rome probeer doen het. As hy volle beheer verkry, kan hy aan God sê, God het niks op hierdie aarde meer te maak nie. Al die bewoners van die aarde is sy onderdane. Hulle het hom gekies as hulle meester. Hierdie is die Satan se meesterlike strategie voor die einde van die wêreld. Maar die klompie mense wat deur sy bedrog sien en hom gehoorsaamheid weier, hier kom die magtige dier uit die aarde uit op. Ons polisie in Suid-Afrika en die polisie oral in die wêreld neem ongehoorsame mense in hegtenis. Hierdie tweede dier gaan toeslaan op die groep gelowiges en hy sal sê, luister, ek gaan geen onsin duld van julle nie. En hy vat jou aan jou arm en hy sê, loop saam of dis verby met jou. Het jy opgemerk, vriende, dat die tweede dier van Openbaring 13, die dier uit die aarde, lamshorings het? Dis nie skerp horings waarmee hy sommer links en regs inklim en gaffel en deurboor nie, nee. Hy het die horings van 'n jong skapie, onskuldig, sag en liefderyk. Trouwens, soos die lam van God self is hy. Pas op, hy is die toonbeeld van onskuld en saggeaardheid, maar soos Dr. Grywenstein sê, die lamshorings kan die draak karakter van hierdie listige wese nie verberg nie,
want sy taal is duiwels, sy spraak verraai hom as die superwerktuig van die Satan teen Christus. Hy is deel van die driemanskap, wat die laaste toneel van die laaste bedryf van die drama op aarde oorheers. En hierdie driemanskap, hulle is die Satan, Rome en hy. Hy is eintlik die magtige konstabel van die aarde, wat in staat is om die hele bewoonde wêreld te dwing om aan Rome gehoorsaam te wees. En hy gaan dit doen volgens Openbaring 13. Wie is hier die tweeslagtige kreatuur, wat van buite so vroom, maar van binne so 'n draak, so 'n duiwel is? Die Here wil hê ons moet weet, daarom Openbaring 13. Kom ons vat die spoor. In die jaar 1798 het die pausdom, verswak deur die protestantse hervorming, sy dodelike wond gekry. U weet dit. Almal het gedink dis verby met hom, maar toe verrys hy weer. Hy kom weer sukkelend op die been, en juis toe, op daardie tydstip, verskyn die ander mag op aarde om hom by te staan. Ons moet die geheim oplos volgens God se voorskrifte. Hy bied die sleutel in sy woord. Die allerbelangrike dier van Openbaring 13 verrys in die tyd toe die pausdom sy blykbaar dodelike wond in 1798 gekry het. Toe kom hierdie tweede dier uit die aarde uit op. Dan het hy lamshorings, en eers later praat hy soos 'n draak. Ons sleutel tot hierdie geheim lê in die volgende woorde opgesluit. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, Openbaring 13 vers 11. Wat beteken hierdie woorde? En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom. Van watter intrinsieke waarde is hierdie woorde? In Daniël 7 vertel Daniël ons hoe die winde die groot see in beroering gebring het. En 4 groot diere het uit die see opgeklim. Daniël 7 vers 3. Die eerste dier van Openbaring 13 het ook uit die see opgekom. Volgens Openbaring 17 vers 15, en ons moet hierdie teks nie vergeet nie, stel die see volkere en menigtes en nasies en tale voor. Winde weer is 'n simbool van oorlog en stryd. Toe die oorlogswinde die volke en menigtes opgesweep het, het die een wêreldryk na die ander tevoorskyn gekom, uit die nasies uit. Dit is presies reg. Toe die Rooms-Katolieke mag verrys het, het hy in Rome opgestaan tussen die nasies en menigtes uit. Dit kom met ander woorde uit die volkere see. En dit is die woord wat baie skrywers gebruik, die volke of die volkere see. Nou wat stel die aarde dan voor, waaruit die tweede dier voorkom? Die aarde is in hierdie konteks nie die teenoorgestelde van die hemel nie. Dit kan ook nie die letterlike aarde beteken nie, die hele profesie is simbolies. Dus moet die aarde hier noodwendig die teenoorgestelde van die see wees. Die volk? Die ander diere kom almal uit die seewaters op. Hierdie dier kom nie uit die seewaters uit op nie, maar uit die droë grond, ver weg van die see af. Sal ons sê soos 'n kokerboom uit die droë aarde opgroei? Hierdie tweede mag kom nie uit die see, die volkere see uit nie. Sien u dit? Nie uit die volkere see nie. Hy het dus sy oorsprong nie in Europa of in die ooste met sy menigte nasies nie. Hy kan dus geensins Rusland of China wees nie. Baie gelowiges dink dat die kommunisme, die antichrist of hierdie tweede dier is. Vriende, dit is nie so nie. As hierdie tweede dier ook uit die see opgekom het, sou ons bes moontlik na Rusland of China moes gekyk het. Maar God sê vir Johannes, kyk, ek laat hierdie dier uit die aarde opkom. As die see volke en menigtes en nasies en tale voorstel, dan beteken die aarde niks anders as 'n gebied waar daar nie menigtes of volke en nasies en tale is nie. Dit is baie, baie duidelik. Dit is dus 'n wêrelddeel wat glad nie bewoon is nie, of net eilbewoon is, ver weg van die gebulder en die gedonder van die rustelose volkesee. Hier kom hy,
hierdie tweede dier in die stilte op, soos 'n boom in die veld. En nou vra ons, wie is hierdie dier? Jy weet, as mens geskiedenis op skool leer, dan hoor jy amper nooit wat God se rol in die menslike geskiedenis is nie. Waarom het groot dele van die aarde so lank onontdek gebly? Ek dink hier aan ons eie land Suid-Afrika. Waarom het ons land soveel eeue onbewoond hier gelê? Dis tog so 'n wonderlike land, so 'n minerale ryke deel van die aarde. Maar eeu na eeu het die winde oor die grasvlaktes ons springbokke en wilde beeste gevolg, en is die stem van die leeu na voor. Maar in die wye eensaamheid was geen mens nie. Later die Bushmans. Waarom was Suid-Afrika nie vroeër ontdek nie? Natuurlik weet ons uit die geskiedenis van die bygelowe van die seevaders van die middeleeue. Hulle het gereken dat as hulle te ver suid of te ver wes vaar, hulle oor die rand van die aarde sou stort. Maar toe, in die 15de en 16de eeue, asof hulle 'n onsigbare persoon na hulle hoor roep, vaar hulle suid en ontdek Suid-Afrika. Vaar hulle wes en ontdek Amerika. Het is toch ironisch om te dink, dat toe die mensenmassa's en die pestsiektes in Europa so groot was, daar 'n groot, wye vasteland na die weste geleid, met feitelik onbeperkte bronne en omtrent niemand om dit te benut nie, behalwe die rooi Indiane. Waarom het die suidpunt van Afrika en die groot Amerika al die eeue feitelik onbewoond daar gelê? Mense wat moes vlug voor die Romeinse vervolginge in Europa, het na Suid-Afrika en na Amerika toe gegaan. Ons dink aan Hugenote en die pelgrimvaders. Amerika was in die begin 'n kolonie van Engeland, maar hy kom in opstand teen Engeland en word onafhanklik. Wanneer? In die jaar 1789. 9 jaar later, in 1798, kry die pausdom sy dodelike wond. Kan u God se tydtafel sien? En vriende, hoe het Amerika nie gegroei nie, soos 'n reuse paddestoel het hy die aarde uitgebars. Amerika het ver van die gebulder van die volkere see in Europa sy oorsprong gehad. Daar in die stiltes van die groot prairies, en die woestyne, en die wilde weste en die cowboys, van daar die land, waarvan ons al so baie gelees en gehoor en gesien het. Let asseblief op die volgende. In die Eerste Wêreldoorlog het Amerika met sy Stars and Stripes tot die redding van die oorwegend katholieke Europa gekom, en dus ook indirek tot die redding van die pausdom in Rome. In die Tweede Wêreldoorlog gebeur dieselfde. Vandag staan Amerikaanse soldate nog wag, en sou baie lande al verswel gewees het deur die kommunisme as dit nie vir hierdie sterk polisieman van die aarde was nie. Ons mag Amerika lief hê, of ons mag hom haat, maar hy speel sy rol in die wêreld. Hy het die mag in sy hande, hy is die sterke. Daar is 'n God in die hemel, wat die tye van die nasies reël en beheer. Laat ons dit besef. Ons kan ons blind staar teen Amerika se foute en vergeet van die goed wat die reus Amerika al gedoen het in die wêreld. Hy was altyd die magtige bolwerk van die protestantisme. Hy het die lamshorings gehad. Hy was nooit die ateïstiese diktator wat die kommunis is nie. Daar is vryheid en veral geloofsvryheid in sy gebied. Met sy lamshoringkies wil hy niemand opsetlik leed aandoen nie. Ons moet hierdie dinge onder die oë sien, maar helaas, volgens Openbaring 13, sal hierdie dinge nie so bly nie. Die profesie sê daar sal 'n verandering kom, en Amerika sal wetend of onwetend die rol speel wat die Satan aan hom gaan gee om te speel. Hy sal al nooit eens self besef dat hy, soos die Bybel het stel, met die stem van die draak, dit wil sê die Satan, praat nie. Ons kom tot die noodwendige gevolgtrekking, dat die dier wat Johannes uit die aarde sien opkom het, ten tye van die pausdom se dodelike wond in 1798,
onteenseglik die Verenigde State van Amerika is. Australië en Suid-Afrika is ook twee diere wat uit die aarde uit opgekom het, is dit nie? Maar hulle is klein, onbelangrik in werklikheid. Amerika en die pausdom gaan dan die hoofkarakters in die slottoneel van die aardse geskiedenis wees. Saam gaan hulle die werk van die draak, die duiwel doen, om op subtiele wyse die hele wêreld onder sy mag te kry. Maar vriende, moenie vir een oomblik glo dat Amerika doelbewus hierdie rol gaan speel nie. U onthou die fariseërs en die skrifgeleerdes in die dae van Jesus se omwandeling hier op die aarde. Hulle het nooit kon droom dat hulle as gelowiges die Seun van God, die Here van Israel, sou vermoor nie. As die duiwel openlik na hulle toe gekom het en hulle gevra het om die Seun van God te vermoor, sou hulle met groot afskuw teruggedeins het van hierdie rol wat hy hulle aanbied. Maar hulle is gelei van een bedrog tot die ander. In hulle vervolging van Jesus het hulle gedink en was hulle oortuig daarvan hulle ywer vir God. Maar hulle was al die tyd teen God. Hulle was anti-Christus. Skrifgeleerdes, fariseërs, kerkmanne, kerkleiers, bedrieg deur die Satan, vervolg die Seun van God, word sy bitterste vyande op die aarde, vermoor hom een Vrydagmôre aan 'n kruis, buitekant sy stad Jerusalem. Bedink dit. Amerika, die Satan gaan jou ook bedrieg, soos hy hulle bedrieg het, soos hy die pausdom bedrieg het. Die biskop in Rome het nooit geweet, toe hy begin vereer word as die grootste gesag in die kerk van God op aarde, dat hy die kinders van God eendag sou vervolg op 'n skaal wat ongeëwenaard is in die geskiedenis van die mens nie. Toe kerkmanne later vir mans en vroue en kinders laat uitrek en martel en aan die brand steek het hulle gedink, hulle doen dit vir God. Laat ons dit nie vergeet nie. Hulle het inderdaad en opreg geglo dat as die hele wêreld die knie voor Rome sou buig, al die probleme van die aarde sou verdwyn. Dan het die koninkryk van God mos gekom. Trouwens, weet jy, die Rooms-Katholieke kerk het begin glo en leer dat hulle kerk die klip van Daniël 2 is. Die klip wat sonder die toedoen van mensehande losgeraak het en wat al die koninkryke van die aarde moes fynmaal totdat hy as rots die hele aarde vul. Sien u? Hierdie klip, weet ons, is Christus by sy koms. Maar hier laat die duiwel 'n mens glo, hy en sy kerk is die klip. Hulle moet diegene fynmaal wat nie wil luister nie. En hulle het 'n mandaat van God om dit te doen en om die hele aarde te vul. So geweldig subtiel is die bedrog van die Satan. Hy het 'n meesterbrein om te bedrieg. En desgelyks gaan die arme Amerika bedrieg word in 'n rol in, waar hy in grootheidswaan dink, hy ywer vir God en dan, wanneer dit te laat is, ontwaak hy tot die verskriklike besef, dat hy al die tyd teen God was, dat hy die magtige werktuig van die bose was, die werktuig van die Antichrist. Rome roem daarop, dat hy nog nooit sy dogma verander het nie en dit nooit sal doen nie. Vriende, toenadering tussen protestante en Rome beteken altyd dat die protestante nader na Rome toe beweeg. Amerika beweeg ook al nader en nader na Rome toe. Kennedy was byvoorbeeld 'n geliefde Rooms-Katholieke president van protestantse Amerika. Terselfdertyd was Paus Johannes die geliefde paus in Rome, wat die verbeelding van die hele wêreld aangegryp het. Die kloof tussen die Vatikaanstad en Washington was eers groot en wyd en diep. Vandag bestaan daar die kloof feitelik nie meer nie. Daar is nie meer 'n kraakie tussen hulle twee nie. Selfs van ons vooraanstaande Afrikaanse teoloë hier in Suid-Afrika sien Rome, wat sê dat hy onder sy onfeilbare paus nie kan dwaal nie,
anders as Luther en Calvin hom gesien het. Hulle het hom as die antichrist gesien. Baie protestantse kerke beskou die Romeinse kerk vandag as 'n bondgenoot in die stryd teen die ateïstiese kommunisme. Ek wil dit aan u stel, vriende, dat die Satan ons bang maak vir hierdie of daardie gevaar om ons uit vrees uiteindelik in die arms van Rome te laat beland. Dan het hy geslaag in sy doel. Dan het die protestantse hervorming misluk. Ons moet hierdie dinge weet en ons moet dit ook tot ander bring. Kom ons kyk nou weer na ons profetiese lyn. 538 na Christus, die opperheerskappy van die klein horingkie in Rome en Europa word bevestig. 1260 jaar van vervolging bring ons by 1798, toe die pausdom sy dodelike wond ontvang het. In 1789 verrys Amerika uit die byna menslose stiltes van die aarde. In 1929 word die dodelike wond van Rome genees. Daar sien u dan voor u oë die tydtafel van God vir hierdie wêreld. Van 1929 af en veral in ons dae beweeg Rome en Washington nader en nader aan mekaar, soos voorspel is in Openbaring 13. 'n verwarde wêreld smag na 'n dinamiese geestelike leier, onder wie almal kan verenig, sodat hy hulle uit al hulle probleme en angste kan uitlei, wat geen politieke leier in staat is om te kan doen nie. Hulle gaan hierdie leier kry, en Amerika gaan hom vir ons aanwys, vriende. Sprekende van Amerika sê die boek Openbaring. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is. Openbaring 13 vers 12 tot 14. Ons lees ook, want dit is die geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Is hierdie voorspelling vir u duidelik? In Openbaring 19 vers 20 merk ons die eintlike rede vir hierdie tekens en wonders. Die Satan beoog iets vreesliks. Soos die kunstenaar dit hier voorstel, wil die duiwel hê die hele wêreld moet die merk van die antichrist op hulle voorhoofde kry. 'n merk wat aantoon dat hulle onder die baniere van die Satan skaar. Dit, liewe vriende, is die Satan se grootste droom. Hy wil hê dat elke mensekind op aarde daardie teken moet ontvang. En diegene wat dan weier, Openbaring 13 sê, hulle sal nie kan koop of verkoop nie. Dan gaan die Satan deur die pausdom en Amerika 'n wêreldwye Bartolomeus nag beplan, waarin almal wat die merk nie het nie, in een slag van die aarde weggevee gaan word. Dit is die Satan se meesterplan. Die Satan voer reeds eeuwenlang oorlog teen God en sy kinders. Nou weet hy dat sy tyd baie kort word op die aarde. Soos 'n kranksinnige gaan hy deur die hele wêreld om sy magte te mobiliseer vir Armageddon. En onder die dekmantel van godsdiens en wonderwerke mobiliseer hy sy magte. Toe die profeet Elia op die berg Karmel tot God gebid het, het vuur uit die hemel neergedaal om te wys wie die ware God is. Ek ken die verhaal. Nou gaan die Satan sy werktuie vuur uit die hemel laat neerdal. Pas op, ek wil dit aan u stel, wees baie versigtig vir tekens en wonderwerke. Maak seker of dit van God is of van die duiwel. Ons sal nog later meer hieroor moet studeer. Ek mag u sê, die verskriklikste ding wat met 'n mens op hierdie aarde kan gebeur in die nabye toekoms, is om die merkteken van die antichrist te ontvang, want God waarsku ons baie dringend hierteen. Ons lees,
En 'n derde engel het hulle gevolge met 'n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Openbaring 14, verse 9 tot 11. Ons weet wie die dier is, die dier wat uit die see uit opgekom het. Dis die pausdom. Ons weet wie die dier is wat uit die aarde gekom het om die pausdom in sy laaste stryd by te staan. Dit is die Verenigde State van Amerika. Nou moet ons nog sekerheid verkry omtrent die beeld wat Amerika gaan maak en van die merkteken. Die merkteken wat almal gaan ontvang, wat hulle by Rome en Washington teen God skaar. Met so 'n ontsettende oordeel wat oor hulle hang, moet ons absoluut seker maak dat ons daardie merkteken nooit in der ewigheid sal ontvang nie. Jesus kyk na jou en na my in hierdie noodlotsuur van die wêreldse geskiedenis. Wat gaan ons antwoord aan hom wees? Paulus sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Want ek is versekerd dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede of magte, of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Here, is. Kom ons bid saam. O God in die hemel, ons besef, ons het by die gevaarlikste en pad van hierdie wêreld gekom. Die uur is soveel later as wat ons besef. Ons staan by U, Here. Ons wil U nie teleurstel nie. Gee ons krag in Jesus naam.